Vriende, baie welkom by ons 39ste koffietydgeleentheid. 'n Man met die naam van Robert Morgan het 'n boek geskryf, Red Sea Rules. En binne in hierdie boek verduidelik hy hoe dat 'n mens, wanneer jy in 'n krisis kom, van vrees kan beweeg na 'n oomblik waarin jy God loof en waarin jy vir die Here ook kan dankie sê. En vir die volgende week gaan ons 'n bietjie kyk na hierdie reëls, want ons beweeg nou in 'n tyd in waarin dit vir mense baie moeilik is, waarin hierdie hele ding van die inperking vir mense vang. Nou in Eksodus 14 lees ons hoe dat die Israeliete nou gejaag word deur die Egiptenare en dan ewe skielik staan hulle voor die Rooi See. En dis nie nou asof almal sal sê, "Jippie ma, ons is nou oor die see nie." Ek bedoel, dis moeilik, dis 'n krisis, daar's nie bote nie. Rondom hulle is die woestyn, agter hulle is daai Egiptenare. En daar is nie ouens wat geleer het om te swem nie. En al sou sekeres van hulle kon swem, was dit 'n groot probleem, want daar was miljoene mense wat beweeg het. En daarom staan dit dan as 'n geweldige krisis. Maar dis juist by hierdie krisis waar hulle sou ervaar dat God ook daar is. En ek lees hoe dat die Here eintlik gesê het hulle moet daar kamp. Die Here het vir Moses gesê, beveel die Israeliete om weg te draai en kamp op te slaan naby Pi-Hagerot tussen Migdol en die see. Met ander woorde, in vers 1 en 2 sien ons dat die Here het geweet van hierdie situasie. Baie keer dink ons die Here weet nie van hierdie situasies nie. En dis die eerste gedagte wat ons baie mooi moet saamvat, dat die Here is by hulle, by daai situasie. Nou moet ek sê, ons Rooi See lyk heeltemal anders. Ons het net te doen met die virus. Ons het net te doen met dinge wat as gevolg daarvan ontwikkel het, met ekonomiese toestande en al sulke goed wat vir ons baie moeilik is. Maar dis juis in hierdie oomblikke waar jy en ek moet agterkom dat die eerste reël is dat ons moet besef, God weet daarvan. En God het 'n plan in dit alles. Natuurlik het hy in Johannes 16 gesê dat dit sal nie altyd goed gaan met ons. Hy het gesê in die wêreld sal julle moeilik hê. Ek lees in Jakobus 1 vers 2, waar hy sê, julle moet weet dat beproewing oor julle gaan kom en julle moet bly wees oor daai beproewing, want julle word getoets. Ek lees 'n bietjie verder as ons in 1 Petrus 4 vers 2 is, waar hy sê, dit sal vir julle 'n vuurtoets wees. Julle sal getoets word. En daarom is die eerste ding waaraan ons moet vashou, al verstaan ons dit nie, by die Rooi See van jou omstandighede, is God self teenwoordig en hy het 'n plan daarmee. Ek weet dit maak nie vir jou sin nie en dit maak ook nie altyd vir my sin nie, maar dis juist daar waar God se almag ook gewys sal wees. En daarom moet jy vir jouself sê, ek is daar op God se afspraak. Ek is daar onder God se sorg. Ek is daar vir God se opleiding vir my. En ek is daar vir die tyd wat God dit bepaal. Al sou die president ook besluit dat ons na vlakke afbeweeg, besluit God vir hoe lank ons in daai tyd is. Maar as ons dit alles weet, dan onthou ons Romeine 8 vers 28 waar hy sê, vir die wat vir die Here lief is, laat hy alles ten goeie uitwerk. En dis waarom ons moet vashou. So ons eerste reël is, weet God is by jou by die Rooi See en hy het 'n plan daarmee. En nou wil ek sê, mag die Here in hierdie week vir jou vashou en mag hy vir jou wys dat hy het 'n plan, ongeag van wat jou omstandighede mag wees. Ek sien jou môre weer by die Rooi See.